Koning Jesus, dankie vir u sagte teenwoordigheid hierso. Dankie vir u liefde wat ons so tasbaar kan ervaar. Dankie vir u vrede, Jesus. Jesus, wat 'n voorreg om net weer eens by mekaar te kan kom en te kan weet dat ons van u af hoor, Jesus, dat u ons kom leer, dat u iets het om vir ons te kom sê vandag. Jesus, maak ons ore oop. Maar Vader, ek wil vra dat u net kom werk hier en elkeen van ons harte voorberei om te kan ontvang wat u vir ons wil sê. Maar laat ons harte ook vrugbare grond sal wees, dat die oomblik wat die saad van die woord ons harte tref, dat dit sal saad skiet en sal begin groei. Dankie dat niks daai saad sal kan steel of hinder om te groei nie, en dat dit sal groei en vrugvolle bome en plante is, dat ons die vrug in ons lewe sal kan sien van die woord. Thank you, Lord, that you just can remove all distractions now and just help our minds to focus on you. Dankie dat u totaal nou oorneem. Maar Vader, hierdie woord net aan u. Kom doen net soos u wil. Dankie, Heilige Gees, vir u salwing wat u is, so tasbaar. Dankie vir die boodskap. Ons is so lief vir u. Dankie dat u elkeen van ons vandag kom aanraak. In Jesus almagtige naam. Amen. Okay. So ons gaan begin in Psalm 119 vandag. 119 vers 133. Maar terwyl ons soontoe blaai, wil ek net gou met julle ook praat oor die woord en om die woord te leer. Regtig, ons het bietjie meer as helfte van die jaar oor, né? En ek is ernstig daaroor, ons gaan vrug hê om te wys aan die einde van die jaar. Ons gaan anders wees. En al klaar is ons anders. Ek bedoel, die Heilige Gees werk in ons. Hy transformeer ons almal, sy testimonies. Dit is amazing, maar ons gaan nie nou begin moeg raak, want baie keer raak mense moeg hier van die middel van die jaar af. En ons gaan nie nou begin fokus verloor nie, soos nou tyd om ekstra te fokus. So, een van twee opsies wat ek vir julle wil gee of voorstel. En julle kan of nou vir my sê, of julle kan daar dink en dan vir my sê, of op die groep laat weet, hoe ook al. Maar ek wil graag van elkeen hoor wat vir elkeen sal werk. Of ek gaan vir julle 'n blaadjie gee, dan het ons wat ons 'n plek het vir, dan moet julle vir my sê of julle een skrif 'n week of een skrif 'n maand wil leer. Dis okay, either way. Maar as ons sê maar een 'n maand doen, dan begin ons van Julie af, dan het ons 6 maande. So dan as ons in Desember kom, het ons 6 skrifte wat in ons hart is. En dan dit moet deel wees van ons. Nie net dit ken om dit vir 'n oomblik te kan sê en dan vergeet ons weer soos by die deur uitloop. En dit moet deel van ons meditasie word. So dis hoekom dit nie baie hoef te wees nie, solank ons dit effektief ken. Die ander opsie is ja, so daai is julle besluit of julle een week of een maand wil leer, dan gee ek 'n blaadjie en dan gaan bid julle daaroor en julle vra vir die Here wat se skrifte hy wil hê en julle skryf dit daarop neer. En julle het dit teen julle muur of iets, dan kan julle tred hou met hoe julle vorder en jy weet wat 'n skrif vir elke maand was. Suster, jy lyk te pragtig. Beautiful. Mooi. Hey, welkom. Die ander opsie is dat ek vir julle skrif gee. So ek gee vir julle 'n lys van skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee en dan is dit wat julle leer. So of die eerste opsie is julle gaan bid self en kry julle skrif, maar die idee is dat julle dit eintlik uitskryf vir julleself en julle sien dit en ons het 'n vaste doel van wat ons hierdie maand gaan leer en wat ons moet ken aan die einde. Dan deel julle daai lys met my dat ek julle kan accountable hou. Of anders dan gee ek vir julle 'n lys en dit is die wat julle leer. So julle kan dink daaroor, julle kan bid daaroor as julle wil, maar dan sê julle vir my wat vir elkeen gaan werk. En almal hoef nie dieselfde roetine te volg nie. So jy sê vir my wat vir jou werk en ek gee vir jou daai. So daai wat net eers en dan die ander ding wat ek wil sê is as jy 'n vraag het, soos as daar goed is in die Bybel wat jy onseker is oor of net in jou lewe of jy wandel met Jesus of dit nou goed is wat jy dink jy al behoort te weet of moeilike vrae is wat jy nie antwoord vir kry nie, vra vir my. En as jy nie wil vra nie, kan jy dit neerskryf. So ons kan vandag al begin daarmee. So voor ek loop sal ek net weer check. En as iemand 'n vraag het, asseblief vra dit my en ek sê nie ek gaan jou dan kan antwoord nie, maar ek kan dit neerskryf en terugkom met 'n antwoord vir jou. En as jy nie vir my wil sê of nie vir almal wil sê nie, dan kan jy dit op 'n papiertjie skryf. Ek het papier, so ek kan papier uit jou na die tyd as jy wil, kan jy dit daarop skryf en dan vra ons Here vir dit. Nee, hy sal vir ons die antwoorde gee.
want hierdie is 'n plek waar ons kom saam en meer te leer van Jesus. So, ja, dit is van laasweek al op my hart, maar ek het hierdie week regtig gevoel met vir julle daai is. So as julle vra het asseblief, ja, vra en as julle dit wil skryf en so vra, is dit ook perfek, enige manier. Okay, prys die Here. Okay, ja, kom ons begin. Psalm 119, 133. Ek gaan hom eers in Afrikaans lees, ons begin daar en dit sê, maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Hierdie is my so besonderse skrif. Maak my voetstappe vas in u woord. In die vers vra die skrywer en ons wat dit lees, ons vra vir Here, maak my voete vas in u woord. Dit haal soveel stres af. Dis nie van ek moet probeer om reg te loop nie, ek moet probeer om volgens die woord van God te wandel nie. Ek vra net, God, Heilige Gees, Jesus, help my, maak my voete vas in u woord. En dan weet ek, as God my voete vasmaak in die woord, dan kan ek maar net gehoorsaam wees en ek gaan net outomaties lewe in die woord. So dit is my so bemoedigend. So maak my voetstappe vas in die woord. En dis tog wat ons wil hê, ons wil lewe volgens die woord, maar ons weet, daar's soveel blessings, daar's goedheid en guns wat ons volg, daar's beskerming wat ons volg, as ons lewe volgens Jesus se woord. En dan sê dit, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Nou dit laat my terugdink aan Johannes 15 vers 5, wat ons al 'n paar keer oor gepraat het. Wie weet wat dit sê? Johannes 15 vers 5. Julle? Okay, it's okay. Ons sal hom op die lys sit. Anyway, dit sê, jy kan niks doen sonder my nie. Johannes 15 vers 5 is hoe waar Jesus praat oor, dat hy weet dat ons nie iets kan doen sonder hom nie. Nee? En hierdie is net bevestiging. So, ons probeer reg lewe, maar hierso, ons sê net, God, ek laat dit aan u oor. Ek surrender aan u. Maak my voetstappe vas in die woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Nee, moenie laat ek bepaal word of gelei word deur ongeregtigheid nie, maar laat dit my ook nie affekteer nie. Beskerm my daarteen, help my om net my oë op u gefokus te hou. Help my om net gelei te word deur u, en my voete gaan vas wees op die woord. En nou, as jy hierdie gebid het, as jy hierdie vir die Here gevra het, dan kan jy verseker wees, dis hoe dit gaan wees. Dan kan jy rondloop en sê, my voete is vas in die woord van God. My voete gaan nie af van die woord van God af nie, dis hoe ek loop net volgens die woord van God. Want ons het vir God gevra, ons weet hy hoor ons, en dis volgens sy wil, dis die woord. Nou wil ek vir julle lees, Psalm 19, vers 14. Ek gaan hom eers in Afrikaans lees, maar eintlik wil ek hom vir julle uit die Amplified lees. Daar's net iets besonders wat uitkom as ons hom in die Amplified vertaling lees. Maar Psalm 19 vers 14 sê, hou u knegg ook terug van moedswillige sondes. Hierdie pas so mooi by die vorige skrif. Ons het nou net vir Jesus gevra om ons te bewaar, weg te hou, te beskerm teen die slegte dinge in ons, in sy woord te laat wandel. En hierso sê dit, hou u knegg ook terug van moedswillige sondes. Hou my weg van daai sondes. Ek wil nie daai sondes doen nie. Hou my terug van dit. Laat dit oor my nie heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Nee, so dis net weer eens dit pas. Dankie Jesus, u weet ek kan dit nie self doen nie, maar nou besef ek ook dat ek dit nie self kan doen nie. Ek hoef nie te probeer om dit self te doen nie, ek gee dit vir u en ek vra vir u om my te help. Nou vers 15 sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Hierdie is half die hoofskrif waarom die boodskap gaan sentreer vandag. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. So eers het ons gekom en ons het nou tot by die besef gekom, maar ons kan regtig niks self doen nie. Ons hoor nou Jesus se woorde waar hy vir ons gesê het, ons kan niks self doen nie, en ons moet kom tot die plek waar ons dit besef. Dan gee ons oor aan Jesus en sê, okay, ek gee dit vir u. U help my nou om te wandel soos ek moet. U hou daai sondes weg van my. Dit haal soveel stres af. En nou kan ek met 'n oop hart vir Jesus vra, maar laat toe dat my woorde vir u welmaak, is dat dit vir u
laat dit vir u joy bring, dat dit die liefde wat ek vir u het kan uitstraal, dat u kan ervaar hoe lief ek is vir u. Ek wil reg lewe. Die woorde en die oordeenkings van ons hart moet welbehaaglik wees. En ons vra net vir Jesus om ons te help dat dit so sal wees. Dit is so beautiful, want dit is tog, as ons regtig tot die besef kom dat Jesus die liefling van ons hart is dit die uitroep van ons hart. I just want to be pleasing to you, Lord. Let my whole life be pleasing to you. Nou in die Amplified, is hy vir my so mooi. Wat ek sien 19 vers 14. Dit sê, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable and pleasing in your sight. O Lord, my firm, immovable rock and my redeemer. So, eerstens, as ons net na daai versie kyk, dis eers die vraag wat ons vir Jesus vra, help my, laat alles wat ek doen, basies van die woorde wat jy spreek, en ons weet wat ons spreek, is wat gaan realiseer, want ons woorde, daar's krag, ons lewe en dood in ons woorde, ons vra vir die Here, help ons om lewe te spreek, en net in lyn met die woord, want dan weet ons, dit is welbehaaglik vir God, en ons weet wat ons spreek, dit skep ons toekoms, dis die saad vir waarin ons in die toekoms gaan loop. En dan, so dit is nie net wat ons sê nie, maar dit is ook hoe ons toekoms, ons lewe, maar dan ook, die woord sê ook, wat uit ons hart uitkom, wat uit ons mond uitkom, is wat ons hart van vol is, né? So wat ons praat, dit weerkaats of wys vir ons wat in ons hart is, wat ons hart vol van is. So wanneer ons vir die Here vra, dat my woorde welbehaaglik is dit nie net die woorde wat ek nou praat nie, ja, dis dit. Dis ook my praise en my worship en my sing en hoe ek bid. Maar dis die hele lewe om my atmosfeer, alles om my in my lewe vorentoe, maar dis ook my hart. Laat my hart welgevallig wees. Laat vind welbehae in my hart, Jesus. Laat my hart net vir u beautiful sal wees, dat dit u so gelukkig maak. Want as my hart so rein is en net oorloop van liefde en die joy van die Here, dan outomaties is dit wat ek spreek en dan verander dit om my. So, dit en dan sê dit ook verder the meditation of my heart, né? En dit is so interessant want ons leer so baie, ons hoor baie keer. Ons moet mediteer op die woord dag en nag. En daai dag en nag is nie net in die oggend en nie in die aand nie, maar dit praat ook van lig en donker. So menende die hele dag, wanneer dit lig is met ons mediteer en wanneer dit donker is in die aand met ons mediteer, maar ook in die seisoene van ons lewe. Wanneer dit lig is, ons sien die Here, ons ervaar die Here, ons weet dit gaan goed met ons, moet ons onthou om in die woord te bly, te mediteer op sy woord, maar dan ook in die tye waar dit moeilik gaan. Wanneer dit donker is en ons voel of ons in 'n gat is, dit voel of ons ver is of ons nie vir Jesus hoor nie. Hy is altyd daar. Ons het laasweek geleer, dis net daai gedagtes ons moet gevangene neem, maar selfs in daai moeilike tye moet ons in die woord bly en mediteer, wanneer ons nie krag het nie, wanneer ons moeg voel. So, the meditation of my heart, en dit gaan oor die gedagtes wat ons dink, maar dit is so interessant nie, want ons gedagtes is in ons kop, maar hier praat hy van in die Amplified, van die meditation van jou hart, dit wys weer eens, wat ons dink, beïnvloed ons hart, en dit is weer wat ons praat. So laat daai hele alles van ons rein wees, en soos ons laasweek gepraat het van, om gedagtes gevangene te neem, ons wil nie die territory van die Here vir die duiwel gee nie, dit moet net aan die Here behoort, ons denke moet heeltemal net aan die Here behoort, dis wat ons wil hê, ons sukkel met self te doen, maar hierso vir ons, help ons dat ons gedagtes rein sal wees, net op u gefokus sal wees, en dan eindig hy met, O Lord, my firm and immovable rock and my redeemer. God gaan nooit wankel nie, hy is ons rots, en ons moet net vasbly in ons rots. Our redeemer, hy is our stronghold, daai strong tower wat ons in kan hardloop, hy is ons beskerming, hy is ons alles. Oh, dankie, Jesus, hoe spesiaal is dit. So nou, ek gaan plek maak hier, so, daai skrif, ek dink dit beskryf so mooi, dit druk so mooi uit in woorde wat ons harte nou uitroep. Want ons wil reg lewe vir Jesus, maar nou die vraag is, wat nou? Wat doen ons nou? Want ons weet, Jesus gaan ons help, ons het hom gevra, en hy sê, ons moet hom net vra, en ons ontvang dit in geloof, ons weet dit, maar Jesus lei ons, gaan ons nou lei om dit te doen, en hy gaan ons bewaar, maar daar's iets verder wat ons kan doen om te check, dat ons in lyn bly, dat ons gehoorsaam is aan God. So as ons daai skrif so bietjie net opbreek, en ons gaan nie diep in Grieks en goed ingaan vir hom nie, maar net analiseer, dan sien ons, woorde wat vir my uitstaan is, ons het nou klaar die words of my mouth,
hanteer ons hierdie meditation van my hart of my denke, ons het dit hanteer, maar wat ons nog nie na gekyk het nie is, die woord acceptable and pleasing, laat dit welbehaaglik wees voor die aangesig, nê? En in die Amplified het dit gesê, the meditation of my heart be acceptable and pleasing in your sight. En hierdie is welbehaaglik voor die aangesig. So in your sight en voor die aangesig, ons is intiem met Jesus, nê? Ons verhouding is intiem, ons is face to face met hom. Hulle sê so naby dat ons hom kan soen, ons is by hom, nê? So hy sien alles van ons lewe, ons kan niks wegsteek nie. Maar nou daai acceptable and pleasing of die welbehaaglik. Net in die Amplified vertaling, dis veral kom ek met hom wil vandag wees, want daai twee woorde, welbehaaglik is my soms bietjie 'n groot woord of 'n moeilike konsep om heeltemal my eie te maak. Maar acceptable and pleasing, dis 'n bietjie makliker om te verstaan vir my. So is aanvaarbaar, maar ook pleasing, dit is meer as net aanvaarbaar, is wonderlik. Die Here love dit, maak hom gelukkig. Nou daai pleasing, ons weet daar's 'n ander skrif wat sê without faith it is impossible to please God, né? So as ons weet ons lewe, as ons net wil evalueer, waar is ons in ons lewe of is ons lewe acceptable and pleasing vir die Here? Is dit welbehaaglik vir die Here? Ons het hom gevra en ons weet hy lei ons, maar dis goed om net 'n check te doen, soos wat ons 'n mens behoort net kort of jy dit elke dag doen, aan die einde van die aand dalk nie 'n stiltyd met gaan jy deur jou dag, hoe was my dag, hoe het ek gedoen? Nie om vir jouself, nie om krities te wees op jouself nie, maar wat jy net check, wow, kyk jy vrug, kyk hoe Jesus beweeg, nê? So, as jy uit 'n plek van liefde jou dag overview, soos net reflect oor jou dag, dan besef jy maar, kyk hoe baie Jesus gewerk in my dag, nê? So, want ek dink veral ons as vrouens is baie keer geneig om krities te wees en ons fokus op ons tekortkominge of wat ons nie alles gedoen het nie en ons dink aan die lysie wat nog vanmôre, môre moet ek dit doen. Maar as ons net 'n oomblik vat aan die einde van die dag en ons dink aan hoe acceptable and pleasing was my dag vir Jesus, maar nie uit 'n punt van waar ek nie acceptable genoeg was of nie pleasing genoeg was nie, maar eerder van ons vier die victories, celebrate the victories of where your life was acceptable and pleasing. So jy kyk en dan dink jy terug en dink jy, wow Jesus, ek het dalk hierso iets verkeerd gedoen, maar kyk net hoe U vir my deurgekom, hoe U dit alles uitgewerk het. En omdat ek gehoorsaam was daar, kyk wat het daarvan uitgekom. Net soos gister, 'n klein testimony. Ek het iets op my hart gehad gister, wat ek gedink het, ek wil so graag, nie dink veel detail. Daar's iets wat ek wou, ek dink, hoe moet nou te sê, okay, so op social media, die Here is besig met my met 'n projek, wat veral onder andere op social media is, en ek het so in my hart was al net om 'n tipe post op te sit. Ek het net gevoel, dis nodig om woord uit te kry, maar met die skedule wat ek gehad het, kon ek nie by alles uitkom nie, so dis in my hart, ek wil so graag, ek wil woord uitkry, 'n woord, ek weet nie, dis belangrik, maar ek sien net nie tyd vir dit nie. Maar in die begin van die dag het ek my hele dag aan Jesus oorgegee en ek het gesê, Here, die dag behoort aan U, kom doen net soos U wil en my tye behoort aan U. So ek gaan net doen wat U wil hê ek moet doen. Soos met die Israeliete, hulle het net die vuurkolom en die wolk wat by oor hulle was, het net beweeg wanneer daai vuur of die wolkkolom beweeg het. As hy nie beweeg het, het hulle stil gestaan. En dis wat ons moet doen in ons alledaagse lewe, as ons nie leiding het om iets te doen, of dalk ons leiding om iets te doen, maar ons weet nog nie hoe nie, dan moet ons nie self dit probeer doen nie. Jesus gaan vir ons op die regte tyd die leiding gee. So don't move unless God moves. En dit is wat Jesus absoluut so met my werk. Maar nou sê ek sê, okay Here, ek het die behoefte in my hart, die leiding dat dit moet uitkom, maar ek het nog nie die leiding oor hoe ek dit moet doen, en ek word nie gelei om dit te doen nie, soos, U maak nie van die tyd nie, so, wanneer, ek weet nie, maar ek weet nie, dis, en, toes Mariska, gehoorsaam, en die Here het met haar gepraat, en sy skep toe die post vir my, sy stuur dit vir my, en dit was, sonder dat ons gepraat het, in die gees was so absolute eenheid, en toe sit die bevestiging van, dis wat die Here my gelei het, maar die execution het deur haar gekom, die Here het haar gelei om te doen, en toe kon ons saamwerk om dit te bring, maar wat ek sê, so, dink terug, en in plaas van dan, soos nou gister, plaas vir my om terug te dink en sê,
ek het nie genoeg tyd gemaak nie, daar was op my hart en ek het nie tyd gemaak om die post te skep nie. As ek weet my voetstappe is in die woord en as ek vir God gevra het om al my voetstappe terug, dan is daar nie eintlik plek vir my om terug te kyk en te sê, maar hier het ek nie goed genoeg gedoen nie, hier het ek te lank gevat met die ding, hier was ek te stadig met dit, want nee, as my tyd in die Here se hande is, dan werk alles presies perfek uit soos hy dit wil hê. So, in plaas van aan die tekortkominge te kyk, want dis eintlik wat die duiwel wil hê ons moet doen, kyk ons eerder na die victories en sê, okay, wow Here, U het daai in my hart gesit, en toe, ek was gehoorsaam, ek was oop vir dit, maar ek nog nie geweet wanneer nie, en toe het U met Marissa gewerk, en toe kon ek dit aanvaar, want ons altyd was oop en gehoorsaam geweest vir die Here, en kyk net hoe die Here gewerk. Nee, en daar wys net soos, hy sit die behoefte in ons hart, hy gee ons die instruksie, maar hy laat dit ook waarkom, soos daai skrif sê, where God leads, he will provide, nee? Where he guides, he provides. So God gaan nooit vir ons sê om iets te doen, en dan ons nie help om dit te doen nie. So, dis hoekom ons wil kyk na hoe ons kan check of ons lewe acceptable and pleasing is. Net kyk, is dit in lyn en dan van dit gaan ons help om dit te celebrate en Jesus raak te sien in dit. So die pleasing, ons weet dit moet met faith te doen hê, want without faith it's impossible to please God. So vir ons lewe om to be pleasing to God, it needs to be faith-based. Daar gaan geloof moet wees. Iets wat ons geloof gaan toets en ons geloof gaan stir. Nou, kom ons gaan daar. Die Psalms. Die boek van Psalm, nee? Ek gaan 'n plek maak, ekskuus. Ek het so baie goed vandag hier wat ek hier probeer oppas. Okay, so, die boek van Psalms, dit klink nou of ek net skielik opgehou het met daai met 'n nuwe boodskap begin. Ek is bewus daarvan, maar julle gaan nou sien hoe dit bymekaar kom, want in order for our lives to be pleasing and acceptable to God, gaan ons moet weet hoe om ons wil worship, ons wil vir God lof bring, want dat please him. Dis vir God lekker om te hoor van ons. Ons is gemaak om God te aanbid. Hy het ons gemaak om ons lief te hê en dat ons hom weer kan lief hê en om net te aanbid. Dit is ons hoofdoel vir waarvoor ons geskep is. So vir dit om te gebeur, moet ons kan worship. En ja, die Heilige Gees leer ons om, jene, is 'n nuwe hondjie. Die Here leer ons om te worship. Die Heilige Gees leer ons alles, maar ons moet onthou dat die Here het vir ons die woord gegee. Nee, en hy het vir ons gegee, want daaruit leer die Heilige Gees ons. So, die Psalms is een van die tools wat ons nodig het om te weet hoe om reg te lewe en om seker te maak. En dit is onder andere, soos wat ons vir die Here vra, om ons voetstappe vas te maak in sy woord. En ons te bewaar van die onreinheid en die verkeerde dinge en dat ons lewe welbehaaglik sal wees vir hom. Het hy vir ons die Psalms gegee, en dis hoekom die Here gaan vir al ons onder andere deur die Psalms werk, want dit is 'n beautiful tool wat ons dinge leer. Dit leer ons die Psalms, nie die Psalms alleen. Leer ons hoe om reg te lewe. Dit leer ons hoe om te bid. Die Psalms leer ons hoe om te worship. Dit leer ons ook hoe om te lament of te treur oor die gevalle wêreld en die boosheid in die wêreld. So dis nie net vreugde, dis nie joy nie, daar is ook hierdie oomblikke van treur en hartseer, want ons as kinders van die Here, ons het Jesus in ons en ons sien selfs toe Jesus op stadium by oor Jerusalem uitgekyk het, sê dit hy het getreur. Toe hy sien, want hy besef, maar hierdie mense se hart is nie oop om hom te ontvang nie, en hulle bly verkeerd lewe. En so, natuurlik, is daar tye wanneer ons net treur oor wat aangaan in die wêreld, want dis God in ons, en hy treur oor die boosheid en die vervalle situasies wat ons sien, en daar's 'n rede, dit is fyn om daai oomblikke van treur te hê, wat ons harte net uitroep, maar dit moenie so wees nie, want deur daai uitroep in ons harte, is dit amper soos 'n gebed, wat ons net, my Here, kom, laat U wil geskied, kom maak hierdie reg, kom maak hierdie situasie reg, en ons moet bewus wees van waar die dinge nog nie, waar die koninkryk van God nog nie is nie, nê? Sodat ons die lig daar kan skyn, maar vir ons om dit raak te sien, ons moet eers die duisternis raak sien, om te weet die lig moet daar aangesit word, en soms maak dit ons treur, en is maar net ons, is die Heilige Gees wat hier ons net uitroep, vir daar's lig nodig. Okay, so,
Die Psalms is 'n regtig awesome boek. Dit is soos 'n boek van die Bybel, maar die boek van Psalms is eintlik opgedeel in 5 boeke. 5, ek wys 4, maar 5 boeke. Nee, so dis Psalm 1 en 2 is apart. Dis nie deel van die boeke van. En dan begin boek 1 by Psalm nommer 3. Is boek 1. Ek gaan nou vir julle hoe dit opgedeel is gee, maar dan so 5 boeke en dan heel aan die einde is daar weer 5 psalms. En daai is so mooi. Dit is die Halleluja psalms, nê? Nee? So, voor ons begin, Psalm 1 en 2, nê? Nee? Dit is, onthou, psalms leer ons van, hallo, ek sien, leer ons om te bid, om te worship, om reg te lewe, om te tree vir die Here, nê? Nee? Dit is basies 'n opsomming van die lewe van 'n kind van die Here, van 'n disipel van Jesus, nê? Nee? So dis hoekom die psalms leer ons om reg te lewe. Ja, ons vra vir Jesus om ons voete reg te hou in sy woord, maar hierdie is ons guide, want ons weet die woord is 'n lig vir ons voete, lamp vir ons voete. So die psalms onder andere help ons. As ons nie die hele Bybel nog kan deurlees nie, dan vat tyd of ons verstaan nog nie alles, spandeer tyd in die psalms, want ons gaan baie leer daai. Nou, as ons begin, as jy dink aan die psalms amper as hierdie tempel, nê? Dit is die heilige sanctuary van God. Want as jy dink in die Ou Testament, het hulle na die tempel toe gegaan om te aanbid en God se naam groot te maak. Hulle het gebid en aanbid. En dit is in die tempel was die teenwoordigheid van God gewees. Nou is ons die tempel, nê? Nee? Maar dis amper op dieselfde manier. So, Psalm 1 en 2, as jy 'n prentjie van 'n tempel moet sien, voor die tempels was daar groot pilare gewees. Nou God se tempel in die Ou Testament verduidelik hulle en daar's actually 'n beautiful boodskap in hierdie pilare. Elke pilaar het 'n betekenis gehad in die tempel. Maar ons gaan nie nou daar gaan, dis nie vir vandag nie, maar hier is hierdie 2 pilare en dan loop jy deur die pilare en dan gaan jy in die tempel in. Nou, Psalm 1 en Psalm 2 is dus die 2 pilare wat die res van die psalms ophou. En dit begin, ek net 'n Bybel soek, een kies. Bietjie Afrikaans hier nog maak. Psalm 1 en Psalm 2 maak 'n beautiful, nee, gaan daar kom, skus julle. As jy gaan na Psalm 1 toe, ek wil julle moet dit sien. Psalm 1 in vers 1 begin met welgesalig is die man wat wandel, of wat nie wandel, maar welgeluksalig, nê? Nee? Or blessed is he who does not walk with the scoffers, so blessed. En dan Psalm 2, as jy gaan na Psalm 2 kan draai, dan kyk julle na die laaste vers van Psalm 2, dit is vers 12, die B-gedeelte, hoe daai Psalm eindig is, welgesalig is almal wat by hom kom skuil. So, Psalm 1 vers 1 begin met welgeluksalig of blessed is he, en dan Psalm 2, die laaste vers van hom, wat vers 12 is, eindig met welgeluksalig of blessed is he, né? So dit is beautiful, want Psalm 1 en Psalm 2, dis amper soos 'n raampie, hulle frame die res van die psalms, hulle maak die entrance oop vir ons, vir wat ons nou deur die res van die psalms gaan sien, maar altyd, hy begin met welgeluksalig of blessed, en hy eindig met blessed. Nou, hoekom ek sê, dis soos die pilare wat die res van die psalms ophou, is, want, as jy Psalm 1 en Psalm 2 lees, dan beskryf dit eintlik die tipe mense, en dit beskryf goed en sleg, maar wanneer dit die beskrywing van die goeie mens het, van die kinders van God, beskryf dit eintlik vir ons, is amper 'n opsomming van hoe ons lewe is, en hoe ons lewe behoort te wees, en hoe ons lewe gaan wees nou vorentoe, soos wat ons vir Jesus gevra het, dat ons lewe moet wel geluksalig, dat dit vir hom goed moet wees. So, die dele wanneer dit praat oor die kinders van God, in Psalm 1 en 2, dit is wat in ons, die vrug wat in ons lewe gesien gaan word. Nou verder, ons wag net daar, okay. Dan begin ons met die boek 1, 2, 3, 4 en 5. As julle wil, gaan ek dit vir julle gee. So boek 1 van Psalm is van Psalm nommer 3 na Psalm 41 af. Dit is boek 1. Boek 2, en dalk wil julle dit onder mekaar skryf, want ek gaan nou vir julle, en los net so 'n bietjie spasie om dit, want ek gaan meer inligting vir julle gee. Want dit is net so beautiful, ek moet dit net met julle deel. So boek 2
is van Psalm 42 tot by Psalm 72. 42 to 72 is book 2 of Psalms. Book 3 of Psalms is from Psalm 73 to Psalm 89. So boek 3 van wat Psalms ingedeel is van Psalm 73 na 89 toe. Then book 4 is from Psalm 90 to Psalm 106. Boek 4 van Psalm 90 tot 106. En dan die laaste een is boek 5 en dit is Psalm 107 na 145 of Psalm 100 to 145. Dis boek 5. Nou, wat amazing is boek 1, boek 2, boek 3 en boek 4 eindig almal weer eens met 'n soortgelyke dingetjie wat gesê word. En dit wys net, dis my net besonder hierdie goue draad wat deurgetrek word en dit bevestig dit. Voor ons daar kom wat dit sê, wil ek net eers vir julle sê. So ons het nou Psalm 1 en 2 net kortliks bespreek. Dis half die ingang van die res en dit maak die res van dit vir ons oop wat daar gaan staan. En ons weet mos nou die psalms leer ons om te bid, om te worship, om net reg te lewe voor God, né? So as ons nie weet wat om te bid nie, kan ons 'n psalm vat en ons bid dit. As ons nie weet om te worship nie, vat 'n psalm en sing dit vir Jesus. Nou, soos wat ons deur psalms gaan beweeg, ons gaan nou maar broers wat jy deur dit lees en werk van die begin van die psalms af tot aan die einde is daar 'n verandering wat plaasvind. In die begin gaan dit meer oor lamenting en minder oor praise. Menende daar's meer bewustheid van die sleg wat aangaan en 'n uitroep vir die Here om te kom verander en net of die hart wat net huil en ween oor die gevalle tyd van die wêreld en dan hoe meer ons deur psalms gaan en meer nader aan die einde kom, verander dit. En dan is dit meer, die fokus is meer op praise en minder op lament. Dit wys vir ons dat ja, daar's 'n plek om te lament, ja, ons moet tree en ons is bewus van die val en die effek van die val wat dit het op ons aarde en die mens en die boosheid wat nog daar is. Maar soos wat ons begin het, ons het begin met I Raise a Hallelujah liedjie en dit gaan oor terwyl ons God worship, our weapon is a melody, we worship en soos ons hande oplig en God se naam groot maak en ons fokus op Jesus sit, so skielik begin ons probleme vir ons al kleiner lyk en ons vergeet daarvan want ons fokus op God. En dan kan ons net praise en ons raak lig, ons hart raak lig en ons raak vrolik en ons kry nuwe krag want solank as ons na Jesus kyk dis vir ons krag vandaan kry. En dit wys ons die feit dat die psalms begin met meestal lamenting en dan verander dit na meestal praise, wys dat hoe langer ons net in God se teenwoordigheid soos bewus is dat ons in sy teenwoordigheid is. En ons is altyd daar, maar ons moet bewus wees van dit vir dit om 'n effek te hê. En hoe meer ons fokus op Jesus sit en sy naam vergroot, hoe kleiner gaan ons probleme word, hoe minder gaan die treur oor die boosheid wees, nie verkeerde dinge in die wêreld. So daar's 'n plek vir dit, maar dit moenie ons hoofplek wees nie, ons hoofplek moet God wees, nie waar God nog nie geraak het. God het alles geraak, maar ek bedoel, nie almal het al hulle harte vir die Here oopgemaak nie. So daarom gaan God nog nie in almal se lewens werk ten volle nie. Maar so ons sien dit, en ons tree daaroor, maar ons kan bid dan daarvoor, maar dan ons sit altyd ons aandag weer terug op God, want dis wanneer ons hom groot maak, wat hy kan werk. Wanneer ons op hom fokus en alles vir hom gee, dan kan hy vrylik werk. So dis my so interessant hoe dit so verander. Nou, as ons gou kyk na Psalm 41 vers 13. Dit is nou die einde van boek 1. Psalm 41 verse 13. In Afrikaans is hy vers 14, in Engels verse 13. Dan eindig hy met, geloofd sy die Here, die God van Israel, van ewig tot in ewigheid. Van ewigheid tot in ewigheid. Amen, ja, amen. So, in kort, as ek dit moet opvat, it would say something like, may the Lord God of Israel be blessed forever and ever, amen. Nee? Dit maak God se naam groot. So, ons het deur daai hele psalm gegaan, en ja, daar's lamenting, daar's praise, daar's worship, daar's gebede, alles, maar hy eindig met
om die Here se naam te loof. Hy sê, geloof sy die Here, die God van Israel, ons maak hom groot, ons ag wie hy is, dan sê ons, van ewigheid tot in ewigheid, amen, ja, amen. Blessed be the Lord our God, né? Dan, as jy kyk, ek sal nou nie deur almal gaan nie, maar jy kan 'n nota maak, dan kan jy dit self gaan lees. Aan die einde van boek 2, is dit Psalm 72, en dis vers 18 tot 19. En Afrikaans is dit is ook vers 18, 19. Daar is net 'n extra 20, maar okay, 18, 19, gaan altyd oor, geloof sy die Here God, die God van Israel wat alleen wonders doen. En vers 19, en geloof sy vir ewig sy heerlike naam. En laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word. Amen, ja, amen. Dis so soortgelyk aan hoe boek 1 geëindig het. Nee, dit gaan oor, maak die Here se naam groot. Bless God. Enlarge God, maak sy naam groot, dan sê ons amen, laat dit so wees. En aan einde van boek 3, gaan jy dieselfde sien. So boek 3 eindig in Psalm 89, vers omtrent 52, en dit gaan dieselfde ding sê, dit gaan ook iets sê van blessed be God forever and ever, amen. En dan boek 4, wanneer hy eindig in Psalm 106, vers 48 omtrent, en dit gaan dieselfde sê, dit gaan ook iets te doen met om God se naam groot te maak. Bless God forever and ever. Amen. So dit wys ons dat aan die einde van ons dag, laat dit vir ons 'n patroon wees. Ons gaan deur verskillende goed. Daar gaan tye wees wat ons hart seer is, wat ons nie lekker voel, wat ons moeg voel. Tye wees wat ons worship, wat ons kan bid. Maar aan die einde van die dag moet ons kom en net weer terugkom en sê, oh, blessed be God forever and ever. Amen. Kyk terug oor jou dag en sien die victory, sien waar God se hand was, waar hy jou voete in die pad van die woord gehou het, waar jy beskerm het van onheil, en waar jy gehelp het en geleid om reg te lewe, en dan maak jy sy naam groot. Dankie, Abba Vader. Worship net. Nee, dit hoef nie kompleks te wees nie, maar hy net 'n dankbare hart teenoor die Here vir wat hy gedoen het vir jou. So dit is my so beautiful, hoe daai goue lyntjie deurtrek, van ons altyd geen nie wat ons deurgaan in die boek nie, aan die einde van die boek is daar die blessing, jy maak God se naam groot. Nou, boek 5, hy eindig nie so nie, hy het nie ook daar, so is net boek 1, 2, 3 en 4, wat daai einde het, maar boek 5, ons kan 'n hele dagse boodskap doen net oor die psalms, maar dis nie heeltemal wat die Here vandag wil nie, dis net 'n deel wat ons vandag gaan doen, maar van Psalm 120 na 136, nee, so dit is nou van boek 5, mens al die einde van boek 5, Psalm 120 to Psalm 136, daai noem hulle die Psalms of Ascent, nee, ascent beteken om op te gaan. Nou wat amazing is van hierdie, is, ek wil net, nie te veel deel, maar okay, wanneer, daar was mos feeste, wat die Jode gevier het, en dit was in Jerusalem. Jerusalem het hoog gelê, so baie keer meeste van die mense moes optrek, of opstap, om by Jerusalem uit te kom. Dit was nogal 'n redelike journey om daar te kom, is nie 'n maklike pad nie, dit het lang gevat, maar hulle moes opgaan. So, wanneer die mense, en ek praat onder korreksie, maar ek dink so omtrent 3 keer 'n jaar wat hulle moes opgaan Jerusalem toe, maar soos ek sê, ek is nie 100% seker oor daai nie, maar die punt is, elke keer, en is meer as 1 keer 'n jaar, wat die mense almal na Jerusalem toe gekom het om die Here te aanbid, het hulle opgeloop, so dis hoekom they ascended, en soos wat hulle opgaan na Jerusalem toe, sing hulle hierdie psalms, nee? Daai wat ons sê van Psalm 120 na 136, hulle het hulle gesing, oor en oor, so that's why they are the Psalms of Ascent. Nou by dit, die groot priesters van die tempels van die Jode, nee? Daar's klomp trappe vir die tempel. Daar's presies genoeg trappe gewees vir een van elke van hierdie psalms, van hierdie Psalms of Ascent. So van 120 na 136, hulle sal onder begin het, elke dag die priesters, soos wat hulle opgaan tempel toe, begin hulle onder, op die eerste trappie, dan sing hulle die eerste psalm van Psalms of Ascent, wat nou in ons Bybel Psalm 120 sal wees. Sing hulle dit dan op die tweede trappie, dan sing hulle 121, en so gaan hulle tot hulle bo kom, so weer eens die Psalms of Ascent, soos wat hulle opgaan na die tempel toe, in voorbereiding vir die Here, om in die Here se teenwoordigheid in te kom, het hulle hierdie lofliedere gesing, hierdie psalms, so dit is net iets mooi, net iets interessant om te weet, en dan, net maak of die pad oop, vir dan
Die laaste psalms, wat die boek dan mee eindig, boek van psalms, is 146 na 150. Psalm 146 to 150. En dit is so mooi, ek gaan nie nou almal lees nie, dat ons kyk hoe die Here lei. Tyd is in sy hande. Maar hierdie is almal bekend amper, jy kan dit ken as die Halleluja psalms. Want elkeen het Halleluja in. Nee, dit is so mooi. Dit is so mooi, ek wil nou almal vir julle lees, maar ons gaan nie nou dit doen nie. Ons gaan nou dit doen nie. Net om gehou stil te staan op Halleluja, ons weet dis hoogste prys aan God. Maar Hallel is die prys, is worship, en ja is van God se naam, van Yahweh. En ons het 'n hele paar maande terug 'n boodskap ons deurgegaan oor God se naam en hoe Yahweh ontstaan het. Maar basies Yahweh beteken in ons Bybels is dit vertaal as I am of ek is, die groot ek is, the great I am. Maar dis eintlik meer as dit, want ons het gesê, wanneer ons sê Yahweh is, sê ons nie ek is nie, dit sê God is, dit sê jy is. Maar dis nie 'n lelike jy, dis is 'n net God, daai ja is jy is, maar nie daai jy is net behoort net aan God. Daar is nie 'n woord vir dit in Afrikaans soos kom ek nie reg kan, maar Yahweh is nie ons wat sê ek is nie. Dit ons acknowledge, we acknowledge that God is. So dit sê ja is, Yahweh is. En dit sê hy is alles. Soos wanneer dit sê Yahweh Rapha, dan is dit nie net I am healing nie, maar I am your healer, hy maak gesond, maar hy self, God self, is ons genesing. In God is ons heeltemal genees. Hy is ons voorsiening, hy is ons wysheid. Hy gee ons nie net wysheid nie, hy is ons wysheid en hy lewe in ons. So wanneer ons vra vir wysheid, is nie net iets wat ons kry, is nie net 'n gedagte van wysheid, dit is God wat deur ons kom lewe in ons, verstaan? So dis wat Yahweh is, hy is alles. En dit is hierso, die Halleluja is prys aan Yahweh. Dit is wat Halleluja, hoe dit bymekaar gesit is. Ek gaan nie dit nou lees nie. Julle gaan dit self lees, dat die Here met julle in julle eie tyd kan werk by die huis. Maar lees bietjie daai, dit is so mooi. So as jy net nie weet wat om te lees in die Bybel, of jy weet nie om te begin sommer met daai laaste 5 psalms, die Halleluja psalms, hulle is kort, maar dis so beautiful, dit maak God se naam so mooi en groot. Nou, ek wil net graag vir julle nog iets sê van die psalms, terwyl ons nou hierop is, want dit is so interessant. So ons weet dat die boek van psalms ons leer om te bid, en te worship, en reg te lewe, en ook te treur, want dis alles, dit cover elke deel van ons lewe, die vrolike en die minder vrolike dele, en dit herinner ons, dat aan die einde van elke dag moet ons nie terugkom, en net eerder kyk na hoe God gewerk het, en hoe groot God is. Maar wat meer is, wat so cool is dit weerkaats die eerste 5 boeke van die Bybel. En ek love net hierdie patrone wat God so in sy Bybel in die woord laat inwerk het, met wys net hoe, ek bedoel die psalms, ek is nie presies seker, dis, hoeveel skrywers? Dis baie skrywers, dis omtrent 7 skrywers, alhoewel 7 groepe skrywers, maar die een groep is anonymous, so hulle weet nie wie daai geskryf het nie, maar daar's Salomo het geskryf, Moses het geskryf, Dawid het geskryf, ander mense het geskryf, en dan party het nie name by nie. So die psalms is nie deur een mens geskryf nie, is deur verskillende mense, deur die jare geskryf. Ek bedoel as Moses een geskryf het, en Dawid het een geskryf, en Salomo, hulle het nie naaste by dieselfde tye gelewe nie. Salomo het die eerste tempel gebou, en Dawid hy wou weer 'n tempel bou, na daai ene gedestrooi was, maar hy kon nie, God het sê, hy kan nie, maar sy seun kon, Saul, Dawid se seun, kon weer 'n tempel bou, maar hulle is ver uit mekaar uitgelewe, hulle almal psalms geskryf, so dis oor baie jare geskryf. Maar wat amazing is hoe as hulle by mekaar kom, is daar hierdie goue lyntjie wat deurtrek, en hoe dit ontwikkel, van die element, en bietjie prys na meer prys, en bietjie lament, en dis net besonder, hoe dit kan werk, dat dit
vir soveel jare. Maar nou wat nog meer is as jy nou kyk, soos ek vir julle gesê het om plek te los, as jy hulle notas gemaak het, die boek 1 van Psalm, dit is half simbolies, of het weerkaats, of het praat van Genesis. Ons weet die eerste 5 boeke van die Bybel, die Pentateeg is Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en dan Deuteronomium. En die eerste boek van Psalms weerkaats Genesis. En die tweede boek is Exodus. Dit cover Exodus. Derde boek, Leviticus. Vierde boek van die Psalms is Numeri en die 5de boek is Deuteronomium. En dit is beautiful want Genesis praat oor in Psalms nou, is die Psalms wat praat van man, van die mens en die skepping meer, nee, dis half die hooftema wat 'n mens deurtrek sien. Dan van die tweede boek van Psalms, die een wat nou Exodus reflekteer, dit praat van suffering, dit praat van die swaar kry, maar ook dan hoe ons geredeem word. En dit is wat Exodus is. In Exodus was die Israeliete vasgevang, hulle was slawe en tot God hulle kom uithaal en kom vrymaak. En dit is daai prentjie van jy sukkel, maar God kom haal jou uit, God kom maak jou vry. Dit is half die hooftema wat 'n mens sien in boek 2 van die Psalms. Dan boek 3, Leviticus. So die Leviete is die priesters. Hulle was aangestel, dit is die mense wat God gekies het om sy priesters te wees. So hulle moes die tempel reghou, hulle moes die offers bring vir die mense en dit alkeen 'n werkie gehad, maar die Leviete is wat half in charge is van die worship in die tempel. Nou, boek 3 van Psalm, wat nou die Leviticus represent, is veral worship psalms en van God se huis, worship in God se huis. Dis waar baie van dit praat. Maar boek 4, Numeri, dit praat van is die Psalms, they say the pilgrimage on earth. So dit is ons wandel op hierdie aarde, né? En in Numeri is so beautiful boek, baie mense dink dit is boring, omdat dit oor soveel nommers gaan, en dit is die getalle van elke mens, maar daar's beautiful waarheid weggesteek in dit, en dit wys net die detail wat God in werk. Daar's 'n rede hoekom elke nommer daar is, en hoekom 'n sekere familie soveel kinders het, en daai familie net soveel minder het. Daar's betekenis in al daai nommers, okay, maar dit wys net basies, daai Psalms wys van hoe God by ons is, in ons wandel op aarde. In die 5de boek, wat Deuteronomium verteenwoordig, is soos wat ons nou gesê het, dit is die Songs of Ascent, en so, dit gaan oor die praise. Nee, dit is, Deuteronomium is 'n beautiful boek, maar dit eindig in praise, en hoe God groot gemaak word, en onder andere in Deuteronomium, 28 is baie praat oor the curse and the blessing, en net wat God vir ons gedoen het, waarvan ons vrygemaak het. Nou, ek wil net hê ons moet gaan nou blaai na Lukas toe. Jy kan na Lukas 1 toe gaan, dan gaan terwyl hulle blaai, gaan ek net met julle begin praat daaroor. Is julle nog okay? Is julle nog wag en by? Okay. Jo. Lukas 1, hoofstuk 1. Jy kan nou so vers 45 toe draai, ons gaan daar rond lees. Maar so ons het begin met daai Psalm, jy hoef nie so te draai nie, maar 19 vers 14, wat gesê het, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable and pleasing in your sight. Nee, en ons het vir God gevra om ons voete vas te maak aan sy woord, en ons te leer om te loop, reg te wandel. Nou kan ons verwag dat dit is hoe dit gaan wees, ons gesê. Maar ons het ook, God het laat ons Psalms bespreek om te sien hoe Psalms 'n tool is wat ons kan help in hierdie wandel. En die hele Bybel natuurlik gebruik God my, hy leer ons, maar daar's baie keer wat 'n mens voel maar jy weet nie wat om te bid nie, jy weet nie hoe om te bid, jy weet nie hoe om te worship nie. En in daai tye is die Psalms regtig wonderlik, want dit is daar vir ons gegee dit kan ons leer om te bid. En ek het al baie spesiale ervaring gehad waar God my die een aand wakker gemaak het, my Psalm laat optel het en my Bybel laat optel en oopgemaak van Psalm net. Nie as pres nie, hy het my net daar oopgemaak en hoe die Heilige Gees my begin leer het, 'n gebed geleer het. En partymal kan ek nie die gebed onthou nie, maar met die tye wanneer ek dit nodig het, dan bring die Heilige Gees dit vir my tot remembrance. En dit is nie, party mense sal dalk sê dis verkeerd, maar ander niemand, almal stap hulle eie journey met God. Daar's een spesifieke gebed wat God vir myself bymekaar gesit het uit die Psalms uit, wat die Heilige Gees my eers een vers oopgemaak het,
En ek was so, wow, hierdie maak oop, ek verstaan dit, is beautiful, en toe die volgende oomblik begin ek 'n ander vers raak sien. Maar ek kon niks anders sien op die bladsy, dit was alles gebloor, ek kon net hierdie een vers sien. Toe sien ek 'n ander een, toe sien ek 'n ander een. En dis omtrent 6 verse wat die Here vir my bymekaar gesit het, so rustig, stadig, deur die aand. En aan die einde van dit het ek my eie persoonlike gebed vir die Heilige Gees van bymekaar gesit het. En daar was 'n tyd wat ek net dit kon bid. Nou is nie baie lank nie, maar ek kon net hom gebid het. En daar's tye wat ek heeltemal vergeet het daarvan. Ek kan dit nie, soos as ek dit nou vir julle moet probeer sê, die Here gaan dit nie nou vir my tot remembrance bring, want dit is nie vir nou nie, maar dan, ek weet ook as ek hier loop sal kom onthou weer, maar daar's tye wat dit net opkom, dan weet ek net nou moet ek dit bid, en dan bid ek dit, en dit het altyd krag. So, ja, daar is tye wat die Here vir jou 'n gebed gee, dit kan gebeur, dit het my gebeur, maar dis nie, al ons gebede moet nie altyd dieselfde wees nie. So dis hoekom ek sê, party mense sal sê dis verkeerd, maar dit is nie verkeerd, dit van die Here afkom. En dit is, ek en Jackie het nou nag daar gesels en ek en Mariska, ek voel net om gou daar te gesels, maar slaap, om aan die slaap te raak. Aan die slaap te raak terwyl jy bid of so moeg te raak. Dis nie verkeerd nie. Ons is geleer dat dis nie reg jy moet wakker wees. As jy slaap, dan lyk dit of jy nie belangstel of jy is verveeld. Dis nie so nie. In die teenwoordigheid van die Here, ons kan nie die Here in 'n boksie sit nie. Dis nie 'n verkeerde ding noodwendig as ons aan die slaap raak nie. Want jy sal weet, as jy of in 'n rustigheid aan die slaap raak, jy word rustig wakker, dan dis die Here. As jy sal weet wanneer jy onrustig voel, jy hoef nie sleg te voel daaroor nie, want soos ek vir altyd gesê het, God het vir Abraham aan die slaap gemaak en toe het hy 'n verbond met hom gesluit. En God het vir Adam aan die slaap gemaak, toe hy vir Eva wou maak. Daar's sekere dinge en veral ek weet ek het 'n geneigtheid gehad om goed te overthink. Dat ek dink ek sou net te veel geoverthink het, ek sou nie nou inligting te kon ontvang nie, maar dan maak die Here my half aan die slaap en hy kom werk in my geesmens. Dat my vleesmens ook net bietjie een kant toe staan, né? So dis heeltemal okay as jy moeg voel. En dis soos ek sê, ja, ons moenie al ons gebede moenie presies dieselfde wees nie. Ons moenie oor en oor dieselfde woorde sê, want die Bybel praat van vain repetitions en hoe dit nie reg is nie. Maar daar is ook in hierdie geval, weet ek dat die Heilige Gees my daai gebed gegee het, net tye gee hy vir my remembrance van daai gebed om te bid. So, laat dit dat die Heilige Gees jou lei en jou leer deur die psalms. Nou, ons het gesê ons wil net ons lewe moet pleasing wees vir die Here. En ek wil net hierdie bymekaar bring en afsluit met 'n stukkie om te kyk na Maria, moeder Maria se lewe. En party mense as hulle hoor Maria, dan dink hulle, oh ja, moeder Maria, dit is 'n sagte plekkie vir 'n ander dink, wow, waar gaan jy nou dis net Jesus se ma, ons moet nie aanbid nie, want party mense het heeltemal te veel aan moeder Maria begin vashou. Soos die Rooms-Katolieke mense bid tot Maria, en ons weet ons moet nie dit doen, ons bid tot Abba Vader, in Jesus naam, en die Heilige Gees help ons om te bid, maar ons bid nie vir haar of tot haar nie, maar party van ons is so bang om daai kant toe te gaan, dat ons heeltemal nie eens kyk na nie, en ek bedoel, sy het Jesus gebaar, God het haar gekies van al die vrouens ooit, om sy seun te baar, sy het nie 'n mens net gebaar, dit was absoluut God wat oor haar gekom het en deur God se saad is Jesus gebore. So ek dink net daar's 'n plek ook om na te kyk en ek dink ons kan leer van haar lewe. Want wat so opgekom het by my is voor ek na hierdie begin kyk het vir ons was, kan julle dink sy was 'n maagd gewees, hè? Sy het nog nie by 'n man geslaap nie. Sy was nie getroud nie. Sy was rein. Haar lewe was reg en skoon vir die Here gewees. Op 'n stadium praat sy van haarself as the handmaiden of the Lord. Dit is sy diensknegt. Dit is the handmaiden of the Lord. Dit is wat ons is. Ons is God se diensknegt. Ons wil net hom dien. Ons wil heeltemal aan hom behoort. En haar lewe was so, maar hier kom 'n engel en hy sê vir haar, jy gaan swanger word. Jy gaan almagtige God baar. God gaan hierso kom manifesteer in 'n vleeslike liggaam, maar jy gaan geboorte gee aan hom. Eerstens kan jy dink, soos hoe onwaardig voel 'n mens? Hoe kan dit gebeur met haar? Maar tweedens kan jy nou dink, hier sien die meisie wat 'n maagd is en skielik is sy swanger. Wie gaan haar glo dat sy nie by 'n man geslaap het nie? En dit is uiterlik 'n massive skande om by 'n man te geslaap. Ek wil nou nog, maar deesdae is daar net die reëls en die morals het so verslap geword en min mense ken die woord. So baie mense slaap rond
of staan by mense en hulle besef nie eintlik God se plan en hoe verkeerd dit is in God se oë nie. Maar prys die Here, hy kan die mense ook vrymaak van dit en skoon maak en nuut maak. So ons wat in Jesus is, al was kan dit 'n deel van ons verlede gewees het, gee nie om nie, ons is skoon, dit is nie meer 'n deel van ons nie, maar wat ek net probeer sê is, ons is dalk bietjie gedesensitized vir hoe erg dit eintlik is en was vir al toe, en hier kom sy, en skielik is sy swanger, en ek wil, sy gaan nie daai maagie kan wegsteek vir 9 maande, en sy kan dalk in die begin, maar nie aan die einde nie, wie gaan nou glo dat sy nie by 'n man geslaap het nie, kan jy dink, hoe die mense haar moes verwerk, en hoe hulle aan haar moes kyk, en die dinge wat hulle vir haar moes sê, en die lelike goed wat oral gespreek moes geword het, ek seker sy moes so alleen gevoel het in dit, en selfs Josef, wat haar verloofde was, aanvanklik het hy haar nie geglo, hy het dit nie kon sien nie, tot 'n engel na hom toe gekom het en met hom gepraat het, en toe glo hy, maar dit moes regtig 'n groot ding gewees het om te gedra het, en dis wat ek wil ons net vir 'n oomblik kyk, en net dink aan daai obedience, want daai obedience van haar, dit is so pleasing vir die Here, so, ons het vir die Here gevra dat ons lewe moet pleasing wees vir hom, en hy gaan ons leer, deur sy woord, en vir al die psalms van ons rede, kom ons daarom stil saam vandag, hoe om daai pleasing lewe te lewe, en hy help ons om dit te doen. Ons moet besef, dat 'n groot deel van dit gaan wees obedience, en daai obedience gaan nie altyd maklik wees nie, en leading up tot hierdie boodskap, die hele laasweek, het die Here so met my, en ja, laasweek en hierdie week, het die Here my regtig in my hart gesit, van ons moet daar wees vir mekaar, ons moet mekaar help, mekaar ondersteun, want almal gaan deur moeilike tye, en op verskillende tye, partymal is iemand nou sterk, en iemand anders is swak, maar ons het almal hulp nodig, en ons het almal gebed nodig, en partymal is mense net, jy kan nie eers vra vir gebed nie, maar die Here sit jou op iemand se hart, en al kan jy nie vir daai mens verduidelik, hoekom nie, daai mens weet, hulle moet vir jou bid, as jy dink aan iemand, as iemand op jou hart gesit is dit van die Here sê, jy moet intree vir daai mens, en partymal weet jy nie om te bid nie, en dink maar net aan daai mens, partymal is dit in tale, maar ons moet saam, die Here het ons saamgevoeg vir 'n rede, en hy is besig met iets besonders hier, en hy is besig om elkeen van ons op te rig, om uit te gaan, en sy woord te versprei, en 'n verskil te maak in die wêreld, maar ons moet mekaar ondersteun, en so, ek kan net dit met julle deel, as julle hulp nodig het, ons praat met mekaar, vra vir gebed, as julle nie kan nie, is dat die Here gaan ons ook in elk geval opstel, maar ons moet mekaar help en ondersteun, want dit gaan daar gaan moeilike tye wees, want kyk nou vir Maria, as ons kyk, ek wil net gou dink, waar gaan ons begin? Ek voel met vir julle ja in die Passion te lees. Ek weet dis nie die Afrikaans en dis nie, so dit gaan nie woord vir woord dieselfde wees soos julle saam volg nie. Maar okay. Ek weet gaan by waar ek begin. Okay, ek gaan begin in vers 29. Nee, ek gaan in 28 begin. So dis Lukas 1 vers 28. So, dit praat net oor die engel wat na Maria toe gekom het. Gabriel, dis nou die engel, dis mos die groot engel van God. Gabriel appeared to her, to Mary, and said, "Rejoice, beloved young woman, for the Lord is with you, and you are anointed with great favor." Net om daar stil te staan, dis nie net Maria wat anointed is met great favor nie, dit is ons ook. En daar's 'n blessing in obedience. So nie net gaan ons lewe welbehaaglik wees vir die Here nie, maar soos wat ons gehoorsaam is in sy leiding, soos ons lei om ons voete in die pad van die woord hou, lê daar 'n blessing in store vir ons obedience. Ons gaan nou dit verder sien, maar jy kan daai vir jouself vat. Jy is you are anointed with great favor. Dit is, Jesus is lief vir jou, daar's guns op jou. Psalm 23 sê net goedheid en guns volg jy, nee? Your cup runs over. I bless jou. I give you, hy is daar vir jou, hy is lief vir jou. You are anointed with great favor. Okay, maar Mary, ek gaan kyk, excuse. Gabriel appeared, "Rejoice, young woman, for the Lord is with you, and you are anointed with great favor." Maar nou kyk jy. Mary was deeply troubled over the words of the angel, and bewildered over what this may mean for her. Hier begin sy besef, maar hier's iets groot aan die gang, en sy's deeply troubled. And the angel reassured her, saying, "Do not yield to your fear." En dit is 'n boodskap vir ons. Moenie ingee vir daai vrees nie. Do not yield to that fear.
wanneer daar gaan tye wees vir al ons vra vir die Here dat ons lewe moet reg wees vir hom, wat ons obedience gaan getoets word, ons geloof gaan getoets word, gaan ons kies om gehoorsaam te wees. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Ons is hier, ons help mekaar en die Heilige Gees help ons. En ons gaan moet kies om gehoorsaam te bly, maar om dit te gaan doen, gaan ons moet seker maak that we don't give in to fear, that we don't yield to fear. Don't yield to your fear, Mary, for the Lord has found delight in you and has chosen to surprise you with a wonderful gift. You will become pregnant with a baby boy, and you are to name him Jesus. He will be supreme and will be known as the Son of the Highest, and the Lord God will enthrone him as king on the throne of his ancestor David. He will reign as king of Israel forever, and his reign will have no limit. Daaroor Maria, sy gaan nou swanger word, en nou, want hy het net vir gesê, moenie ingee vir jou vrees nie, en nou hoor sy die nuus. Dis die eerste ding wat gaan kom is, maar wat gaan almal sê, jy weet, en okay, maar, Mary said, but how could this happen? I am still a virgin, and Gabriel answered, the Spirit of holiness will fall upon you, and Almighty God will spread his shadow of power over you in a cloud of glory. This is why the child born to you will be holy, and he will be called the Son of God. What's more, your aunt Elizabeth, so ons weet van Elizabeth in die Bybel, Elizabeth, dit is gedink, in die Passion praat van your aunt Elizabeth, sy is 'n relative, ons weet net sy is verwant, familie van haar, maar heel moontlik, as ons kyk na die geskiedenis, is heel moontlik was dit haar tannie gewees, maar okay, Elizabeth also has become pregnant with a son, the barren one, so Elizabeth was oud gewees, sy kon nie kinders gehad het nie, en hierdie Here haar ook moes 'n kind gegee, en dit is die ma van Johannes die Doper, and is now in her 6th month. Nou hierdie is 'n belofte wat julle vir julleself moet besef. Not one promise from God is empty of power. Nothing is impossible with God. En daai gaan julle moet onthou, nie een belofte van God is leeg nie. En niks is onmoontlik by God nie. Nee, niks is onmoontlik nie. So in tye wanneer jy gevra word om gehoorsaam te wees, maar dit is moeilik om gehoorsaam te wees, of die gedagtes kom, soos Maria, wat sy gaan gehoorsaam wees, sy gaan submit vir die groot taak wat vir haar gegee is, sy gaan submit tot dit, sy gaan gehoorsaam wees, maar daar kom gedagtes van, hoe gaan ek dit doen, en wat gaan alles gebeur, maar dan moes sy gekies het om nie daarna te kyk, en net te sê, okay, Here, ek vertrou my God. En dan moet jy onthou, dat in daai tyd, moet jy besef, dat die beloftes van God is nie leeg nie, en niks is onmoontlik nie, so, sit die vrees een kant, toe sit die dinge wat moontlik kan verkeerd gaan een kant, en weet jy dat God hierdie gaan uitwerk, hy gaan vir jou uitwerk. Then Mary responded, saying, yes, I will be the mother of the Lord. As his servant, I accept whatever he has for me. En dit is ons gehoorsaamheid. Ons moet kan sê, I accept whatever you have for me. Here, enigiets wat u vir my gee, dit gee ek vir u. Ek is gehoorsaam, ek sal dit doen. Nou gaan dit aan, en ek gaan nie nou in te veel diepte gaan nie, maar van vers 39 af is dit Elisabeth. So Maria kom by Elizabeth aan. Elizabeth, so gesê, is die moeder van, sy het vir Johannes die Doper in haar maag. Die oomblik wat Elizabeth vir Maria sien, sy bedeer en toe spring die babietjie, soos sy voel die babietjie beweeg in haar maag, en skielik kom die Heilige Gees oor haar. Toe is Elizabeth gevul met die Heilige Gees, en sy begin profeteer, en sy sê vir Maria, geseënde vrou. So wat baie interessant is, en ek wil net daar gou vir 'n oomblik stil staan, is dit begin met ons gaan nie in diepte gaan nie, maar die eerste keer wanneer sy praat, en dan noem sy vir Maria blessed, woman of God, blessed. Daai blessed is 'n ander woord as wat ons later sien. Dan later in Psalm is Lukas 1 vers 45, Luke 1:45, vers 45, sê dit blessed, praat dit weer van die blessed, maar dan daar sê dit, blessed is she who believed, jy is geseënd omdat jy geglo het dat wat God gaan doen, gaan waar word, né? En dit is net wat die laaste ding wat ek net wil sê, wat jy net by moet hou, so, ja, God gaan ons lei, hy gaan ons wys hoe deur die psalms, en ons gaan elke dag net check, en net besef hoe groot God is, en wat hy doen in ons lewens,
En ons gaan nie victory celebrate, maar ons gaan moet besef dat ons gaan moet gehoorsaam wees. Ons gaan moet toelaat dat ons vrees nie oorneem. Is reg, asseblief, suster, ja, met liefde. Geniet dit, geniet dit baie. Wat is amper klaar, maar geniet dit. Daai blessed, nee, in vers 45. Die oorspronklike Griekse woord vir dit is makarios. Makarios beteken supremely blessed. Nou, dit is so interessant, want wanneer Elisabeth met Maria praat, die eerste keer wat sy al noem blessed, is 'n ander woord. En dit is maar net soos, dit gaan goed met jou, dit is soos om net 'n mooi seën af oor iemand, om hom mooi te address. Maar die tweede een, makarios, wat beteken supremely blessed. Dit is so beautiful, en dit sê, sy is supremely blessed. Dit is soos 'n supernatural, super baie gebless in alles. Hoekom? Omdat sy glo. Omdat sy glo dat God kan doen. Ek gaan gou net vir julle lees, dan gaan net julle die volle prentjie kan sien. So in Afrikaans sê hy, en salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word. Maar ek kom net gou vir julle in die King James. So die King James is 'n bietjie die hoë Engels, maar hy verduidelik dit net mooier. Die New King James sal ook goed wees, maar want hy salig verduidelik nie vir ons heeltemal. Dis nie so goeie vertaling nie, want dit praat nie van supremely blessed nie. Salig klink half of jy rustig is, maar net half goed gaan. Maar makarios is super blessed, né? So dit sê, blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. Daai woord performance praat van absolute perfect execution in totaliteit. Menende alles wat God gesê het, gaan hy doen. En dis nie jy wat dit moet laat gebeur nie. God doen dit. God het dit gesê, hy gaan dit self maak gebeur. Al wat jy moet doen is glo. En solank as wat jy glo, is jy supremely blessed. So dis hoekom ons gaan obedient kan wees, self wanneer dit moeilik is. Ons kan op 'n plek wees waar ons sê, Here, wat ook al U het vir my, ek aanvaar dit. Want ek weet, Romeine 8:28 sê, alles werk in goeie mee. Maar so ek weet alles gaan reg en goed uitwerk vir my, en ek weet dat ek gaan blessed wees, omdat ek is gehoorsaam aan God. En ek gaan net bietjie blessed, I'm going to be supremely blessed, because I believe in God. En dan weet ons van vers 37, van die Passion wat dan vir ons gesê het, not one promise of God is empty of power, and nothing is impossible with God. En daai is wat ons gaan help, om te kan volhou, om te kan aanhou op die pad van die Here, en aanhou dat ons lewe kan goed en net goed wees vir hom, want ons fokus op Jesus, maar in die middel van die moeilike omstandighede, wanneer die vrees wil kom, gaan ons net sê, ek gaan nie oorgee aan die vrees nie, ek kies om gehoorsaam te wees. En your obedience will be blessed, because by being obedient, you are believing that God is able, en dit gaan vir jou die blessing gee, daai supremely blessed, makarios blessing. Kom ons sluit net die oom. Dankie Koning Jesus. Dankie vir vandag, Jesus. Dankie vir al die inligting wat U vir ons gegee het. Maar Vader, ek wil vra dat U net nou verder dit sal saamvat. Dankie dat U alles wat vandag gesê is net sal dat ander groei, dat U die boodskap verder sal ontwikkel, soos wat ons elkeen hier uitloop. Dankie dat dit net in ons gedagtes gaan vassteek, Jesus, dat ons nie gaan kan ophou te dink daaraan nie. Maar die saad wat vandag geval het, dankie dat dit groei, dankie dat dit groei, Jesus. Dankie dat dit net nie uit ons gedagtes kan uitgaan, en dat U net al meer en meer werk in ons, en dat dit al meer ontwikkel. Ek sien soos 'n foto, die oudtydse foto's, waar mense het geneem het, dan sit jy dit in daai water, wat die prentjie laat uitkom, dankie Jesus, dat dit so al meer ontwikkel. Heilige Gees, dat U water net oor ons was, om dit te laat groei. Dankie Koning Jesus. Dankie dat ons getransformeer word in U, Jesus. Dankie dat ons kan opgewonde wees oor die woord. En dankie dat ons nou kan weet, dat ons lewe welbehaaglik is vir U. That we are acceptable and pleasing to You, Lord, and give us the strength, the ability to be obedient to You, Lord, no matter what comes. Thank You, Jesus. We just accept everything that You have for us. We are Your handmaidens. Use us as You please, Lord. We are here for You. We are here for Your glory. Thank You, Jesus. Dankie, Jesus. Neem dit alles oor. Ons is so lief vir U. We surrender to You, my Lord. Amen. Dankie, Jesus.